Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart dood maak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. Voordat ons wegspring, onthou van ons groot kompetisie. Hier is alles wat jy moet weet. Nisboere keer terug met die 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300,000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Onthou, ons is op soek na die mees innoverende idee wat 'n werklike verskil in die nisboerderybedryf kan maak. Skryf sommer nou in. Hier is 'n voorskrif van ons episode. In hierdie episode van Nisboere. In Namakwaland wys Gerber & Co hoe merino wol, plaaslike vervaardiging en lewensvatbaarheid hand aan hand loop. Daarna besoek ons Alinea Wines. Ons ateliergas is Jimmy Malan van Malan Seuns Kwekery. Hier is Corneil. Die mooi maar droë Namakwaland is die tuiste van Gerber & Co se wolboerdery. Ons het gaan inloer. Die beginsel van ons wolboerdery is ek dink in die ou dae voor die wolboom, het meeste mense maar met wolskaap geboer want dit was die ding wat geld gemaak het in daai tyd. So my oupa Eli was gebore op die trekpad gewees in Namakwaland en in daai tyd voor windpompe het dit gewerk dat jy agter water en weiding aangetrek het. So baie van die boere kon getrek het so ver van die Noord-Kaap tot in die Vrystaat en dan weer van die Vrystaat af terug vir Wintersveld na Namakwaland toe. So ek dink dit was maar baie meer 'n nomadiese styl. En ek dink baie van ons wolgoed kom uit daai tydgeleefheid. Dit gaan nie net oor volhoubaarheid en dit gaan oor die rakleeftyd van 'n produk. En mense het baie keer die persepsie dat 'n groot handelsgroep die beste kwaliteit koop, nie altyd noodwendig nie. En ek dink dit is die grond van waar ons vandaan kom is om te sê is als in 'n Namakwaland of dit nou soutbout is of skynskoek is, jy weet dit raak as 'n vars produk en dit raak op einde van die dag beskuit of jy weet dit gaan oor die rakleeftyd oor dat daai tyd nie tegnologie of infrastruktuur was om seker te maak dat die goed kan hou nie. Maar ek dink vir ons was dit gewees dis edel. Ek dink ons strapline is tough love. Wat sê ground tough made with love. En ek dink dit is waaroor Namakwaland vir my gaan. Jy weet dit is daai rustigheid wat jy kry oor dat jy dit snaak, dis eerlik, dis robuust, maar tog, jy weet elke jaar het hierdie blommepragt en hierdie ongelooflike wol wat daarvan afgroei wat deur soveel harde tye in 'n jaar gaan van ekstreem hitte tot nat en koud. So ek wil 'n dier met regtig made for purpose. En ek dink dis wat ons strye vandag ook is dit leen daai warmte toe wanneer almal die koue voel. Gerber & Co vir ons gaan dit daaroor is om te sê hoeveel werke kan ons skep sodat die parel verhoubaar kan raak. Want as ek 'n kilogram wol, 4 kilogram van 'n skaap afskeer, dit gee vir my 6 strye in 'n jaar en dan ek werk die faktor van wat werk skep. So 1 ooi skep ek dink 0.025 werke. Een vagwol. Ek dink ons het gekyk 100,000 skape deur die waardeketting skep omtrent 1,900 werke. Nou ek wil dit is wat vir my dit ongelooflik motiverend maak is ek dink baie mense is arbeid afwerend, is skrik vir dit. Maar onthou net ek moet die ekonomie stimuleer aan my kant. Dit is 'n contributing circle en dis hoekom ouens soos van die groot handelsmerke of groot handelstakke nou ewe skielik baie begin lê in localized production naby aan die huis. Vir die rede is dat die werk wat ek hierso skep gaan terug na 'n huishouding toe wat dan 'n inkomste bring in die huishouding en as al meer as een inkomste stroom is begin mense weer te koop by hierdie handelstakke. So vir my het dit maar gegaan daaroor is om te sê as ek 'n impak op my dorp wil hê
waar ek wil veilig voel, waar my kinders skool gaan, moet ek 'n impak op die dorp maak dat daar meer werke geskep word. Ek wil waar jy vandag sit, dis waar Hertex begin het. Hoeveel jaar terug en ons het hierdie fabriek kom kry en nie geweet wat dit was nie en vandag het ons net gesien dit was 'n tekstielfabriek en 2 van die bome in die courtyard is geplant deur die Hertex eienaar vir sy dogters. Maar dit is 'n kringloop van 50 jaar waar ons nou weer sit. Van hier af vir die volgende 4 km was Burgerrivier Textile. Dis vandag nie een tekstiel nie en ek dink dit wat die impak wat ons hier kan hê en ek dink dis 'n filosofie vir my oor die volhoubaarheid. Ja. Vandag kan ons met eerlikheid sê as ek dink Kamers is 'n ongelooflike platform vir enige jong entrepreneur, veral in die tekstiel en met die handgemaakte goed wat reg Suid-Afrikaans is, want dit stel jou ten toon en dit benchmark jou ook in terme van jou kwaliteite. Ek dink onder leiding van die Kamers, mense se kwaliteitsstandaarde was dit 'n great ding vir ons om te wees en te sê werk hier aan, skaaf hier aan, of jou kompetisie staan daar langs en verkoop ongelooflik goed en dan dink jy by jouself, maar wat doen jy dat jou goed so goed verkoop? Ek dink so om van 'n idee of 'n katalisator om jou idee te toets, is dit altyd 'n baie lekker platform. Goed wat ons nou op die rak sit, is 'n sekere produk wat ons weet werk, ons weet wat die Jan count is, maar dit het 3 jaar gevat om dit te besef. So jy moet jouself buite dit oopstel en jy moet nie bang wees om te faal nie. Ek dink dit is die belangrikste ding van al hierdie goed. Ek het ook al by 'n markie gestaan en weggeloop wat ek R0 verkoop het. Jy weet so. As gevolg van sosiale media, as gevolg van 'n klomp verskillende inisiatiewe, kan jy eintlik van enigiets op 'n oomblik 'n produk maak en dit aan die wêreld verkoop solank die mense in dit vertrou. En ek dink dit is wat ons probeer regkry en wat ek vir jong mense vandag sê is, jy weet, in die ou dae was dit 'n onderwyser of 'n bankier of enige van daai prosesse. Die wêreld voel eintlik vir die mensdom relatief min. Dit is jy wat moet uitspring en sê jy wil 'n verskil. Nie almal is entrepreneurs nie. Nie almal is risikonemers nie. Maar daar's 'n inherente ding wat mense moet besef is dat jy het 'n talent en of daai talent is om goed te skryf en niks aan mense te verkoop nie. Dit is 'n skill wat jy het wat jy noodwendig kan verkoop aan iemand. Maar mense moet dit daarin vertrou neem. En ek dink soos my skoonpa, ek sê dit baie altyd, skrik net vorentoe. Ek dink dis die grootste lewensles. Ek het eendag by 'n boerepraatjie 'n tennisbal vasgehou en gesê, "Wat sien julle?" En almal het gesê hulle sien 'n tennisbal en ek sê nee, dis nie wat ek sien nie. Ek sien die hare om die tennisbal is van wol gemaak. Ek sien strawberries en champagne by Wimbledon. Ek sien die Franse oop klei en mode en 'n kultuur. Ek sien in Italië en ek sien in Amerika toeskouers. Dit is die geleentheid, maar ons kyk verskriklik as mense, as kritikuste en ons is baie eerder bereid om mense af te skiet wat iets probeer as om iemand te ondersteun, maar ek sê nog steeds, kyk na die bal en kyk die geleenthede agter die bal as jy vas kyk net in die eendimensionele tennisbal, ja. Kyk, ek dink boerdery is 'n ongelooflike adrenaline rush en ek dink ons boere is verslaaf daaraan. Jy weet, of dit jou trekker is wat breek en of dit droogte is en jy moet elke oggend planne opmaak. Ek dink wanneer boerdery moeilik raak is wanneer dit eintlik baie goed gaan met jou. Want jy het niks om teen te beklei nie. Maar gelukkig weet ons met die natuur is dit nie aldag moontlik. Daar's altyd of dis 'n fantastiese oes soos hierdie jaar, mielies is verskriklik mooi, maar die pryse is weer swak. So nou is dit weer die challenge. Of jy wil begin plant volgende jaar en jy weet of jy dit kan bekostig met die dieselpryse sê is. So ek dink elke ding het sy uitdagings, maar ek dink dit is die manier hoe ons vorentoe skrik as boere wat maak dat ons volhoubaar is. Net hierna, Alinea Wines se sonderlinge wynboubenadering. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Dis tyd om op Teefontein te gaan kers opsteek. Sien nou deesdae ding as ek in die winkels kom. Dis gegeurde water.
Wie ek kan my opverkyk daarna, want ek sien niks daarin nie, maar jy kan ruik, dit ruik na iets. En as jy nou lus is om jou water te geur, of selfs jou rooibos tee, hy's lieflik, hierdie lemon verbena, kan 'n mens nou, hoeveel sal ek nou in my rooibos tee sit? Ek gaan soveel, hierdie takkie, so met sy stammetjie en sy blaartjies, gaan ek in so 'n liter rooibos tee sit. En rooibos tee kan ons lekker koud ook gedrink word. En is so heerlik verfrissend. En nou praat ek so van die gegeurde water. Dis nou in die tyd wanneer 'n mens sukkel om water te drink. As dit somer is, hier op hierdie teefontein, drink mens gellingswater. Maar as die herfs en die winter kom, en ons moet ons waters drink julle, dan is 'n mens so half, jy is nie lus vir water nie. Dan vat ek nou my literbottel. En vir my literbottel sal ek nou soveel lemon verbena insit. En dan sit ek op hierdie liter so klein titseltjie warm water by, want ek wil nie so gril vir die koud nie. En weet jy hoe heerlik verfrissend is dit? Daar is nou van julle wat ook op plase bly en jy sal weet hoe bitter swaar werk is dit om dorp te gaan. Soos jy nou dorp toe gaan die dag en jy voel 'n bietjie flou. Maak vir jou hierdie lemon verbena water of rooibos tee en jy sal voel hoe fris en vars kom jy in die dorp aan. Dit wys jou net, daar's niks niets onder die son nie. Jy kan die eie gegeurde water teen 'n fraksie van die prys maak. Dankie vir die blinkplan, Antoinette. 'n Nuwe denkrigting en minimale inmenging laat Alinea Wines van self spreek. I was working as a chef in the food industry and working in loads of fine dining kitchens in Cape Town, and through that got exposed to wine, and I could really understand the science behind the food and what was happening on the plate and how that came to be there, but the wine, what was happening in the glass, was such a mystery for me, and it really piqued my interest. So they got to a point where I wanted to explore this further, and I went on to do a harvest and ended up staying for the entire year and learned all about the winemaking as well as the viticulture side, and loved that so much that I went on to study. So I studied at Elsenburg for 3 years, and I graduated in 2020, and in 2021 I began Alinea. Alinea is a Latin word meaning the beginning of a new train of thought, and there's definitely two sides of that for me. The one is what's happening in the vineyard and what's happening in the cellar. So in the vineyard, I really want to work with very hardy, drought-resistant varieties. Of course, water scarcity is definitely something that is so important in South Africa. So that's something that I take very seriously and consider when I'm deciding what varieties I want to work with. And in the cellar, it's all about minimal intervention. So really allowing the varieties and the sites to be expressed through the wine. The minimal intervention starts as soon as the grapes arrive at the winery. I only work with indigenous yeast, so I'll only do spontaneous fermentations. I don't add anything, so no enzymes or anything like that. And I'll do foot stamping on the reds, so sort of using older and more traditional methods to make the wine. And using old oak as well is very important to me, and really, again, allowing the varieties and the sites to be expressed through the wine. And so that the wine expresses a sense of place. So I'm very fortunate that I can work with numerous varieties, so I can really be selective. I've got a wonderful blank canvas to work with, and so it is such a privilege that I can select my vineyard parcels from different areas, and really be able to explore what different sites and different areas have to offer. So it's quite a learning journey for me as well as a young winemaker. For me, it's all about the site. So often it's through word of mouth that I'll hear about a potential parcel through either farmers or winemakers, people in the industry. And the first step will be to see the vineyard and meet the farmers. And if the vineyard is really healthy and I'm loving what I'm seeing and I'm excited by the site, and then for me it's definitely a no-brainer.
As a smaller independent wine producer, I studied winemaking, not business studies. So learning how to run my own business was something that I really faced a lot of challenges, and it was something that I had to work really hard at to understand and to grow. The advice that I would give to young farmers or entrepreneurs wanting to start in the wine industry would be to follow your passion, don't be afraid of hard work, and stay curious. Net hierna, ons gesels met Jimmy Malan van Malan Seuns Kwekery. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Ons ateljeegas vandag is Jimmy Malan van Malan Seuns Kwekery. Jimmy, ja, voorreg om jou vandag hier te hê. Corneille, baie dankie, is my ook lekker om hier te wees. Ja, die Malan Seuns groep en familie, soos ek verstaan, het al hier in 1913 ontstaan. Dis 'n lang tyd terug. Ja, dis vir ons 'n groot voorreg. So my oupa grootjie het begin in 1913 en toe het sy seun saam met my oupa, hulle was 4 seuns geweest, toe het hulle oorgeneem. En toe het my oupa basies al sy broers uitgekoop en toe sit my pa saam met my oupa en nou is dit my voorreg om saam met my pa te wees. En ja, net vir die interessantheid, wat wil mense dink aan Malan Seuns, mense ry verby die kwekery en die dinge, maar julle is baie meer as net 'n kwekery deesdae. Ja, so ek dink die groot ding wat ons geleer het oor die generasies is jy moet diversifiseer, want jy weet nie wat gebeur altyd in hierdie faset van landbou of die prys gaan val of wat ook al nie. So my oupa het daai tyd het hy baie sterk gewees en gesê jy moet diversifiseer en dit het ons deur die generasies het ons so deurgegaan om seker te maak. So ons is groot in eiendomme in die retailmark, ons plantlande wat ons die plante aan die publiek ook verskaf. Ken dit, ja. Ja, en dan het ons so die wildboer bedryf en dan ook het ons nou begin met daai pragtige beeste met daai groot horings, die Ankouli beeste. Ja, so ek gesien. Ja. Nog nie die waggie beeste nie. Nog nie, hulle nie. Later. Julle sit seker ook maar koppe met mekaar oor julle familie. Ek weet nie of jy 'n handves wil noem of wat nie, maar om seker te maak dat die toekoms julle nageslag dan ook 'n plek gaan hê om voor te werk. Ja, Corneille, ek dink daai dis regtig belangrik want jy moet as familie moet jy saam 'n plan hê. Ja. My pa het ons van kleins af en ek dink dit is een van die groot suksesse is van ons familiegenerasies deur is die ouer generasie het die jong generasie van jongs af lief gemaak daarvoor. Ek dink wat baie keer gebeur is die pa kom by die huis en hy pak af by die huis oor alles wat sleg en wat moeilik was en dan raak dit vir die kinders raak dit 'n negatiewe ding. Waar as jy jou kinders van jongs af deel maak en jy leer hulle die lekker van die goed en saam maak, ek meen van kleins af was dit so gewees dan teken my pa krale, dan moet ons nou vang krale dan sê hy vir my seun, dit is wat pappa wil doen, maak vir my 'n plan. So van kleins af is jy daai interessantheid is geprikkel in jou brein om deel te wees van die besigheid en ek dink dit is baie belangrik dat jy jou kinders van kleins af die lekker ook van dit leer, maak hulle deel daarvan en as dit nie die regte persoon is om oor te neem nie, dan hoef dit nie na die familie toe te gaan nie. Die familie kan steeds voordelings daar uitkry, maar jy moet die regte persoon hê om die jockey te wees. En of dit binne die familie is of buite die familie, solank dit die regte persoon is, gaan die familie soveel meer voordeel trek op die einde van die dag. Ek self moes koerante aflê in Nelspruit toe ek jonk was, maar jy het daar geleer met sente te werk en as ek reg gehoor het, vir julle gaan dit daarmee ook net oor die geld hê, maar julle het ook geleer 'n sent 2 keer omdraai. Ja, dit is. Nee, ons het van kleins af moes ons die plantsakkies vol gemaak het en ons het 2 sente sakkie gekry. En dan het ons nou sissies is baie voorbeeldig. So hulle het baie mooi die sakkies gewerk en dan wil ek gaan en ek wil die trekker ry en ek wil die louder ry en al sulke goed en aan einde van die maand as jy nou ons het nog die kontant gekry en maak jy daai koevertjie so oop en dan kry sissie nou R10 en ek kry maar net 50 sent of wat ook al. Maar ek moet sê dit is een ding waarvoor ek verskriklik dankbaar is vir my pa, dat hy ons geleer het om van kleins af hard te werk vir dit wat jy is en dat jy verstaan waar kom geld vandaan. Dis nie te sê dat jy familie is, moet jy bo begin nie. Begin onder en werk saam met jou mense, want hulle soveel ook meer respek vir jou en jy weet presies waar is wat en hoe om vorentoe te gaan. As daar goed wat ons nou kan uitkyk wat is dit nou nie geheim is wat julle mee besig is, wat julle wil uitrol die volgende jaar of 2? Ja, so ons is baie opgewonde. So ons het ons een kwekery Plantland Wilds is besig om heeltemal, so ons gaan bietjie sterker in die retail ontwikkelingsgedeelte in wat ons die hele ontwikkeling gaan oordoen en 'n baie mooi netjies 'n kwekery gaan opsit en dan op die plant op Malan Seuns se kant het ons verskriklik baie nuwe variëteite van reg oor die wêreld. So die ding is in die ou dae het
agapanthus, hy het geblom basies vir 1 of 2 maande van die jaar. En ons het nou al agapanthus wat blom vir 11 maande van die jaar. So dit is daai lekker opwinding wat ons vir die tuinier bring dat hy nie net 1 maand blom nie, maar dat hy 11 maande kan blom. Dis 'n groot voordeel, ja. Dis baie lekker. So ons sien en ek dink dis die lekker ding om nis te wees en nisboere te wees om na die klein goedjies in die lewe te kyk. Jy hoef nie altyd groot spronge te maak nie. Doen die klein sprongetjies en as jy terugkyk aan die einde van die jaar en jy sien al die klein veranderingkies wat jy gedoen het waar jy staan dan skrik jy nogals om te sien tot wat is jy alles in staat. Vir julle ook, as ek sommer so kyk na julle waardes van julle familiebesigheid, is vir julle ook primêr om 'n verskil te maak. Ons is nie hier vir altyd nie, maar ons wil iets agterlaat vir almal wat kom. Dit is baie belangrik. Ek sê vir my is dit elke besluit wat ek maak elke dag impak 2000 monde wat ons moet voed op die einde van die dag. So as ek 'n swak besluit maak, dan kan ek ding hê dat daai klomp mense gaan honger ly. So dit is vir my elke dag as ek 'n besluit maak, as ons as 'n familie besluit maak, ons het 'n rippelende effek wat vir 2000 mense op die einde van die dag moet kos op die tafel sit. So daai is en dan jy moet 'n nalatiging skep. Ek sê altyd dit gee nie om wat jy doen nie. Jy moet net beter wees as wat jou voorvaders was. Want dan gaan die wêreld 'n beter plek wees. Anderster gaan niks werk nie. So elke dag moet jy 'n bietjie verskil. So maak die pottol reg, moenie oor hom hou nie. Kom ons gaan net vorentoe en ons lig ons koppe op. So waarskynlik gehoor het, ons het 'n bakkie wat ons weggee vir die beste nis idee wat iemand gaan inskryf. Het jy enige ander wenke vir iemand wat dink kyk en sê, ek wil graag 'n bakkie wen, maar hy's nog nie seker wat se plan hy kan instuur nie. As jy passievol is, as jy jou werk, as jy om eet, slaap, droom, as jy alles doen vir dit, dan gaan jy suksesvol wees. Daar's nie twee goed daaroor nie. So gaan dink daaroor en wees net bietjie anderster, wees bietjie meer uniek en kyk ook na die ander industrie. Ek meen as jy kyk na die ouens van Plato, as jy kyk na die ouens van Freedom of Movement, hulle is net bietjie anderster gewees en hoe suksesvol is hulle, want hulle dink groter, hulle droom groter en hulle wil net so bietjie meer uniek wees. Ja, hulle almal, dis lekker. Hulle het almal klein begin nou die dag en as jy kyk waar dit gaan, dit inspireer ons ook. Weet ek, mense het ook baie meer tyd gehad, was tyd hardloop uit. Maar nee, Venus net baie geluk met wat julle reg kry, omdat ons ook 'n familiebesigheid is. Kyk ek met bewondering wat julle reg gekry het. Soos ons paai het al baie gekry en ons hou redelik met belangstelling dop wat julle alles reg kry en ek hoop dit gaan van krag tot krag gaan dat jou kinders se kinders nog gebaat het al hierdie planne. Maar baie dankie vir jou tyd. Dankie Corneille en vir jou ook en sterkte ook vir julle. Baie dankie man. Daar het hulle sommer nou nog 'n goeie idee gekry van 'n kenner. Onthou my inisiatief vir ons te WhatsApp. Al die besonderhede van die kompetisie verskyn op ons webbladsy. Miskien ry jy met 'n splinte nuwe bakkie weg. Tot volgende keer, mooi loop. En onthou om asseblief ons land se nisboere te ondersteun. Totsiens en maak 'n verskil. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Kilima Horned Heritage Program bewaar Ankole beeste se genetiese erfenis deur volhoubare teeling. Ons ontdek Aquatropica se handgeteelde goudvisse en Theo Foster van Galileo Capital kuier in die ateljee. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.